Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag Woensdag, die 3de Desember 2025. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê Bella Wet, Model C skole, eerste in die vizier. Nuushooftrekke vir vandag. Slegs Suid-Afrikaanse vlugtelinge gaan in VSA toegelaat word. Bella Wet, Model C skole, eerste in vizier. Slagsyfer van skole bly 30% volgens minister. Petrol en dieselse pryse styg vandag. Piastri het nog 'n kans vir die F1 titel. Proteas gaan hulle Afrika titel in netbal verdedig. Voormalige Model C skole landwyd word doelbewus geprioritiseer as die skole waar die omstrede wysigingswet op basiese onderwyswette, die Bella Wet, se ewe omstrede taal- en toelatingsbeleid eerste in werking gestel sal word. Sifiwe Gorube en Matanzi Mamuel, direkteur-generaal van basiese onderwys en ander senior bestuurders van die departement, het die komitee ook ingelig dat daar tans 'n landwye tendens van Afrikaanse mediumskole is wat in Engels begin onderrig gee. Die departement se verduideliking aan die komitee dat hy met die vertalings van die riglyne gevolg het van die hoofstaatsregsadviseur wat bepaalde regulasies ooreen moet stem met die taal en inhoud van die hoofwet, wat in hierdie geval Afrikaans en Engels is, verwerp. Mandla Sikawambana, EFF lid, wat by Gorube weet hoe die departement sal verseker dat skoolbeheerliggame voldoen aan die taal- en toelatingsbeleidklausules vir openbare skole soos vervat in die Bella Wet. Hierdie twee klausules was die mees bestrede in die wet. Sommige kritici beskou die wet as berekende aanvalle op Afrikaanse skole. Die komitee die departementsinligting hieroor verwelkom en meen dat hierdie vroegwerkingstelling van die Bella Wet se taal- en toelatingsbeleid oor die openbare skole sektor heen is. LPS het ook gehoor dat 1080 skole hersiene toelatingsbeleide ingedien het en 1047 opgedateerde taalbeleide is reeds afgehandel. Kwarube het gesê die departement se navorsing wys baie duidelik dat inheemse of moedertale nie 'n hindernis vir geletterdheid is nie, maar eerder 'n nuttige hefboom daarvoor is. Aangesien ons met 'n geletterdheidskrisis in Suid-Afrika sit, moet ons verstaan dat ons tale baie belangrik is om op te los. 'n Ronde 0, dis hoeveel vlugtelinge in Amerika tans toegelaat word, tensy hulle Afrikaners is, so sê Caroline Leavitt, die Withuis se woordvoerder. Die Trump-administrasie het 'n reisverbod vir 19 lande, wat Afghanistan insluit, uitgereik. Spesiale immigrantvisums, wat 'n wettige roete is om hier te kom en wat ons weet baie Afghane gebruik het om die land in te kom, is nou opgeskort sedert die tragiese skietery verlede week in die VSA. Ramadullah Lakanwal, 'n 29-jarige Afghaanse burger, het donderdag losgebrand op 2 lede van die Amerikaanse Nasionale Garde naby 'n moltreinstasie. Sarah Beckstrom, wat 20 jaar oud was, is later dood en Andrew Wolf is steeds in 'n kritieke toestand in 'n plaaslike hospitaal. Lakanwal is gewond voordat hy in hegtenis geneem is. Hy het vroeër met die Amerikaanse regering, onder wie die CIA, die Amerikaanse intelligensiediens, as lid van 'n vennootmag in Kandahar saamgewerk tydens die oorlog in Afghanistan, het John Ratcliffe, direkteur van die CIA, aan nuusagentskappe gesê. Musi Maimane, Bossaleier, het voorgestel dat die 30% syfer na 50% verhoog moet word. 190 LP's het teen die voorgestelde resolusie gestem, terwyl 87 ten gunste daarvan was. Maimane het die NV in die debat versoek om die slagsyfer van 30% tot 50% te verhoog en gesê die land moet hoër verwagtinge stel as dit hoop om 'n mededingende generasie te bou wat toekomsgereed is. Die beëindiging van die 30% slagsyfer is nie net hervorming nie, dit dui op die erns wat ons aan standaarde heg. Wanneer verleerlinge sê dat 30% genoeg is, ignoreer 70% van hulle potensiaal, het hy aan die media gesê. Kwarube sê matrikulante moet aan 'n 3-ledige stel vereistes voldoen, 40% in huistaal, 40% in 2 bykomende vakke en 30% in nog 3 vakke. Slegs 189 van die 724.000 leerlinge wat verlede jaar matriek geskryf het met hierdie absolute minimum kombinasie geslaag. Kwarube het gewaarsku dat die blote verhoging van die graad 12 dwarsbal die uitvalsyfers kan verhoog indien die gapings in fundamentele geleerdheid en syfervaardigheid steeds nie aangepak word nie. Die valk het gister 2 wetstoepassingsbeamptes van die Kaapstadse metro op aanklagtes van korrupsie, afpersing en sakeroof in hegtenis geneem. Daar word beweer die beamptes, wat 36 en 41 jaar oud is, het buitelanders se spaarse winkels geteiken en tot R600.000 gebyt. Die 2 is gearresteer in verband met voorvalle van 31 Januarie af tot op hede, so 'n lui verklaring. Daar word verder beweer dat die 2 voorheen in Mei vanjaar op soortgelyke aanklagte ook gearresteer is, maar hulle is op borg te vrygelaat.
2 beamptes was verbonde aan die eenheid van metaaldiefstal, maar in tye van hulle arrestasie was hulle nie operasioneel gewees nie. Hulle het glo die Spaza winkeleienaars se asieldokumente aangevra as deel van die beweerde afpersings. Op verskillende geleenthede het die slagoffers R5.000 en R6.000 betaal. Die woordvoerder van die Kaapstadse Metro se wetstoepassingsafdeling sê die Metro se Direktoraat vir Veiligheid en Sekuriteit is daartoe verbind om korrupte en misdadige elemente in wetstoepassingseenhede uit te roei. 'n Pa van Bloemfontein is in die streekhof van die stad tot 20 jaar tronkstraf gevonnis nadat hy skuldig bevind is aan die moord op sy 6-jarige seun. Die beskuldigde wat 27 jaar oud is, van die Khayelitsha informele nedersetting naby Bloemfontein, het die ondenkbare en wrede daad die oggend van Vrydag 9 Junie 2023 gepleeg. Die beskuldigde was besig om sy seun te bad toe hy sy meer verloor het en die kind met die plathand en gebalde vuise in die teenwoordigheid van die 14-jarige broer begin aanrand het. Toe die broer skool toe was die pa nog besig om die slagoffer aan te rand. Toe die broer van die skool af teruggekom het, het hy die slagoffer bewegingloos op 'n groen rusbank in hulle huis gevind. Hy het nie meer asem gehaal nie. Die kind is op die toneel doodverklaar. 'n Moordsaak is by die Bloemspruit polisiekantoor ingedien. Die petrolprys vir 93, sowel as 95 oktaan petrol, is vandag 29 sent per liter duurder. Albei pryse is 'n paar sent per liter goedkoper as verlede jaar dieselfde tyd. Diesel se groot handelprys styg ook. Die prys van diesel met 'n swaalinhoud van 0,05% styg met 65 sent en die met 'n swaalinhoud van 0,05% se prys styg met 82 sent per liter. Die rand het verstewig oor die tydperk sedert einde Oktober tot einde November vergeleke met die vorige maand. Die gemiddelde rand-dollar wisselkoers was R17.23 vergeleke met R17.29 die vorige maand. Dit het daarom so 3 sent per liter verligting gebied. Die winsmarge op petrol styg met 3,6 sent per liter en 5,48 sent per liter op onderskeidelik diesel en parafin. Die kleinhandelprys van parafin styg ook met 99 sent per liter en gasin met 24 sent per kilogram. Die Amerikaners het maandag amptelik die G20 presidentskap by Suid-Afrika oorgeneem en tesame met dit ook die wêreldliggaam se webwerf en sosiale media rekeninge. Niks wat Suid-Afrika die afgelope jaar as G20 president daarop geskryf het, is meer te sien nie. Diplomatieke betrekkinge tussen Suid-Afrika en Amerika is tans op sy laagste punt tot nou toe nog, veral met Trump en sy administrasie wat die onlangse G20 leiersberaad in Johannesburg geboikot het en sy ongegronde beweringe van verskriklike menseregte vergrype in Suid-Afrika waar Afrikaners doodgemaak en na willekeurig op hulle gronde beslag gelê word is gesê. Suid-Afrika se ekonomie het teen 'n stadigere koers in vanjaar se derde kwartaal gegroei, maar ten minste bly die momentum behoue. Volgens statistieke Suid-Afrika beloop vanjaar sy hoofsekonomie groei tot dusver 1,2%. Meeste sektore het verhoogde ekonomiese aktiwiteit getoon. Reële bruto binnelandse produkte, die BBP, het R1.187 miljard in die derde kwartaal beloop, wat 'n nuwe rekord is. 9 uit die 10 sektore wat SSA kwartaalliks meet, het inderdaad positiewe groei getoon. Die primêre sektor, wat landbou en mynbou insluit, het met 'n oorhoofse groei van 1,8% gespoog. Hoewel konstruksie se groeisyfer van 0,1% skaars en nul sal het beweeg, verteenwoordig het eintlik 'n soort van 'n triomf nadat die vorige 3 kwartale juis gekrimp het. Nitsdienste wat elektrisiteit, gas en water insluit, is die enigste sektor wat 'n verlaging getoon het. Die bedrywe se ekonomiese aktiwiteite het met minus 2,5% gekrimp weens laer produksie en verbruik. Eskom se onbekostigbare krag knou Suid-Afrika se mynboubedryf nou wesenlik na maande se waarskuwings. Die mynboureus Glencore het gister bevestig hy gaan 2 van sy smelters vir die verwerking van ferrokroom sluit en poste besnoei weens onvolhoubare elektrisiteitskostes. Suid-Afrika is die wêreld se grootste vervaardiger van kroomerts, 'n bestanddeel van vrekvleie staal. Die plaaslike verwerkingsbedryf, veral smelters, het egter in 2012 sy titel as die vernaamste vervaardiger van ferrokroom aan China afgestaan weens wisselvallige en soms bloot onvoldoende kragvoorsienings. Goedkeuring van die kennisgewings en skeidingspakkette is voorwaardelik tot 8 Desember. Indien daar teen daardie tyd geen lewensvatbare oplossing van die Suid-Afrikaanse regering is nie, is die kennisgewings en pakkette vanaf 9 Desember van krag. Samancor Suid-Afrika, se ander vernaamste ferrokroomvervaardiger, het in November gesê 2496 poste is by hom in die gedrang, aangesien hy oorweeg om bedrywighede af te skaal of te sluit weens die hoë kragkoste, het die vakbond Solidariteit bekend gemaak. Oscar Piastri, hierdie 24-jarige Aussie, het die afgelope naweek alles op die Lusail renbaan reg gedoen. Hy
Hy het Saterdag se blitsren van die eerste wegspringplek afgewen en Sondag die pas in die Grand Prix aangegee, totdat 'n Blaps in sy span sy strategie omgenoop het om van die tweede plek tevrede te wees. Max Verstappen van Red Bull het gewen. Piastri wat 16 punte agter sy spanmaat Lando Norris is, wat vierde geëindig het, Verstappen ons tweede met 12 punte agter die voorloper. Oscar is uit 'n punte oogpunt beslis in die posisie om hierdie titel te wen. Sebastian Vettel het in 2010 sy eerste van 4 kampioenskappe saam met Red Bull gewen, nadat hy in Abu Dhabi derde geplaas was en agter sy destydse spanmaat Mark Webber, deesdae Piastri se bestuurder, en Alonso toe nog by Ferrari was. Ons sal ons wedrenbenadering bevestig, maar wat ek beslis kan sê is dat indien enige van die jaars in die posisie is om die strewe na die titel voor te sit, ons sal dit respekteer, het die spanbaas gesê. Zimbabwe, Uganda en Namibië die afgelope week as uitnodigingsspanne aan die Celtic Beker netbaltoernooi in Glasgow deelgeneem. Uganda het met Namibië, Noord-Ierland, Skotland en Zimbabwe afgereken, voordat hy Sondag in Wallis met 70-48 afgeransel het om die titel te wen. Suid-Afrika verdedig sy titel van Maandag in die Afrika Beker toernooi in Lilongwe in Malawi. Jenny van Dijk, die Protea-afrigter, het Maandag op 'n media-konferensie op die Spar Suid-Afrikaanse kampioenskap in Boksburg gesê, Suid-Afrika is ook genooi om in die Celtic Beker toernooi te kan deelneem. Van Dijk se Proteas vertrek Vrydag en sal die naweek tyd hê vir hulle voorbereidings. Hulle kom Maandag teen Tanzanië te staan en Malawi wag sommer al die volgende dag. Die Proteas sal volgende donderdag Botswana pak, wat tans deur die voormalige Suid-Afrikaanse speler Martha Moshoaleli saam afgerig word. Kanyisa Chawane, die Protea-kaptein, sê dit gaan interessant wees om te sien hoe Botswana gaan vaar. Ons weet watter tipe afrigter Martha is. Sy is baie strategies, maar ons afrigter is ook strategies, het sy gesê. Die dames Protea vrouegroep is Kanyisa Chawane die kaptein, Kayla Damas, Kamogelo Maseko, Tari Mate, Uweto Ngubane, Refilwe Nketsa, Rolien Struitker, Elmarie van der Berg, Nkola Smith, Juanita van Tonner, Jamie van Wyk en Sanmarie Visser. Bulgarije sal die eerste van 3 skofte van volgende jaar se Giro d'Italia aanbied, met die wenner wat weer in Rome oor die eindstreep sal kan jaag. Die Britse fietsryer Simon Yates het aan die media gesê hy hoop om sy titel daar te kan verdedig. Die 32-jarige Brit, lid van die FISMA Lisa Bikespan, was die eerste man wat glo Giro se algehele kroon sonder enkele skofsege verower het. Die organiseerders het Maandag in Rome die roete bekend gemaak. Die eerste skof sal in die kus van die Swartsee tussen Nessebar en Bourgas beslis word. In skof 2 sal die ryers 3 kategorie 3 klimme in die 220 km tot in Wiliko Tronovo moet baas raak. Skof 3 strek oor 174 km deur St. Plofdrift en Bulgarije se hoofstad Sofia. Die Springbokke betree die loting in Sydney om 11 uur Suid-Afrikaanse tyd vandag as die voorste topgekeerde span. Nieu-Seeland, Engeland, Ierland, Frankryk en Argentinië is die ander spanne. In afdeling 1 waaruit name eerste vir groep A, B, C, D, E en F getrek gaan word. Australië is weer sy 7de plek op die wêreldranglys. In afdeling 2 saam met Fiji, Skotland, Italië, Wallis en Japan. Dit beteken dat Fiji, Skotland, Italië, Wallis en Japan die kraak by groep B tot F ingedeel sal kan word. Die derde stel van 6 spanne, afdeling 3, wat in die 6 groepe ingedeel gaan word, is Georgia, Uruguay, Spanje, Amerika, Chili en Tonga. Die laaste groep van 6 spanne, afdeling 4, bestaan uit Samoa, Portugal, Roemenië, Zimbabwe, Canada en die wêreldbeker nuweling Hong Kong. Omdat Australië dis reeds in groep A is, beteken dat Suid-Afrika, Nieu-Seeland, Engeland en Frankryk of Argentinië saam met hom in daardie groep gaan beland. Volgens die nuwe formaat sal die span wat as wêreldkampioen gekroon word, steeds in 7 wedstryde speel, 3 in die groepfases en dan 4 uitklopwedstryde. Die Blitsbokke kom Saterdag in die groepwedstryde teen Fiji, Nieu-Seeland en Brittanje te staan. Die boonste 2 spanne in elk van 2 groepe dring deur tot die half-eindronde. Die gevaar bestaan dat indien die Blitsbokke nie die half-eindronde haal nie, wat Sondag beslis sal word, gaan minder mense die moeite doen om die tweede dag na die stadion op te ruk. Ondanks die Blitsbokke se teleurstellende vertoning die afgelope naweek in Dubai, waar hulle 50 geëindig het die spelers gister gemoedelik voorgekom en van hulle het geselsies aangeknoop. Selwyn Davids en Ryan Oosthuizen, wat albei in hierdie toernooi in die Verenigde Arabiese Emirate voltooi het nie, was ook teenwoordig gewees. 3 spelers, Nabo Sokoye, Joel Leotlela en Sian Dlozi, wat nie in Dubai in aksie was nie, gaan van dese week saam met die Blitsbokke voorberei. Nadat die span Sondag met 17 dopies in Ranchi verloor het, moet die Proteas wen om hulle kans in die reeks aan die lewe te hou. Mbabavuma, kaptein van die Proteas, het benadruk dat sy span se voorbereiding en planne word vir niemand aangepas nie. Bavuma het gesê die veld lyk groter as Ranchi sin en die Proteas kan dit tot hulle voordeel gebruik. Die grenstoue verder terug, kan ons bowlers dit tot hulle voordeel gebruik as hulle die regte rigting en lengte handhaaf.
Ons sal ook slim moet wees met ons veldplasings, het hy gesê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuigsregistrasie namens jou behartig. Die weerberg vir die streek lyk so: Messina 21:30, Polokwane 15:27, Lephalale 19:35, Mbombela 16:24, Mahikeng 17:34, Pretoria 17:31, Johannesburg 15:29, Ermelo 11:21, Galagade 20:37, Gaborone 19:34, Richards Bay 17:22, Pietermaritzburg 12:18, Durban 16:21, Port St. John's 16:22, Pongola 17:27, Maputo 18:28, Bethlehem 9:27, Bloemfontein 14:28, Alabama Noord 12:27, Welkom 14:30, Vryburg 17:34, Kimberley 18:31, Appington 21:36, Prieska 20:32, Springbok 15:35, Karasburg 17:34, Keetmanshoop 20:37, Mariental 21:38, Alexander Bay 15:22, Brandvlei 17:32, Loederitz Bay 19:33, Vredendal 15:37, Kaapstad 18:26, Sutherland 11:26, George 14:20, Jeffreys Bay 13:30, Cabarra 12:25, Graafreinet 12:24, Kapogelas 16:23, De Aar 14:26, Molteno 9:22, Beaufort West 15:27, ons Londen 12:21. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R17.11 teenoor Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R11.23, die euro verhandel teen R19.87, die pond kos R22.59, 'n yen kos 11 sent. Prys van silwer is $58.13 Amerikaanse sent. Platinum se prys per fyn ons is $1,644. Palladium per fyn ons is $1,465. Goud per fyn ons is $4,199. Brent olie per vat is $63.17 Amerikaanse sent. Gedagte vir die dag: jy kan die meeste van jou teenstanders klop deur nooit moed op te gee nie, so druk deur en maak klaar met dit wat jy begin het. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag word vir almal toegewens.